Dan kom die antwoord, en dit is ook wat ons vanoggend gesing het, en die Here ons deur hierdie liedere herinner het, deur hom te hou aan die woord. Ek wil aan U gehoorsaam wees met my hele hart, laat my nie afwyk van U gebooie nie. Dis die noodkreet van 'n Sondag. Ek wil aan U gehoorsaam wees met my hele hart, laat my nie afwyk van die gebooie nie. Liewe gemeente, kinders, die Here wat ons aanmoedig om aan sy woord vas te hou, kom vanoggend en hy sê, ek groet jou in die naam van die Vader en van die Seun, Jesus Christus, en van die Heilige Gees. Amen. Jy kan maar bly staan en sing ons volgende lied, Majesteit. Majesteit.
symboliseer die kers wat ons aansteek en die lig symboliseer God se teenwoordigheid. God se liefde en God se grootheid en God se omgee vir sondaars. En as ek en jy opreg in 'n verhouding met hom leef, ons na sy lig toe kom, dan moet ons met hom 'n gesprek hê. Die ware Here, die ewige God. En dit is wat hierdie Kersfees symboliseer, 'n uitnodiging vir my en jou om na hom te kom. Mag dit so wees dat ek en jy die vrymoedigheid het en ook sal neem om ons hart voor die Here te ondersoek en hom toe te laat om dit nie te maak nie, maar ook in totaliteit ons lewe te vernieuw. So kom ons kyk, hoeveel kinders is dit vanoggend? Is hier 'n paar, kom sit hier voor, julle, daar's 4, daar's 5, daar's 6, ek tel 7, 8, 9, 10, wow, amper 'n dosyn. Amper 'n dosyn, julle? Sê so voor, ja. Daar kom nog 11, ons kort nog 1. Dan het ons 'n dosyn. Julle kan maar sit hoor, nie bang wees vir mekaar nie. Ons is almal deur die Here gesê. Die Here het ons almal lief. Ons is almal dieselfde. Moenie bang wees nie. Ek weet jy al, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, braggies daar. 'n hele dosyn van julle. Weet jy hoeveel is 'n dosyn? 'n dosyn is nie 9 nie. Hoeveel is 'n dosyn? 12. Wat vertel 12 vir ons? Wat kan julle vir my sê van 12? Ja, daar was 12 disippels. Mag julle die 12 disippels vir die toekoms wees. Mag die Here julle seën, hoor? Maar luister ek nog julle storie. Gert en sy vriende, hulle was so graad 5 en 6 jaar. Toe speel hulle cricket daar natuurlik in die buurt. En hulle staan daai balle, dis net 4 en 6 waar jy kyk. En so slaan Gert 'n bietjie te hard. En daar trek die bal weer om Piet se vooruit. En Piet was net die maklikste oom in die buurt nie, hè. Ken julle moeilike ooms in die buurt, daar by julle bly? Jong, hulle spaander, dis net niemand wat jy sien. So baie het hulle gehardloop en geslaan het, so is dit skielik doodse stilte. Nou, kyk. En Piet het nog een by die deur uitgekom. Maar hulle spaander, toe besluit nou aan ons huis toe. En Gert gaan kry weg, want hy het skielik begin benoud raak. Hoekom? Want hy het om Piet se venster uitgeslaan. Hy is nou in die moeilikheid. So hy gaan sit in die kamer, hy doen skielik sy huiswerk, middag kom sy ma pa by huis. Gert, wat is fout? Nee, niks nie ma. En hy gaan maar aan. So pa sê, jong, ek hoor om Piet se venster is uit. Weet jy dat? Nee pa, ek was heel middag hier huiswerk gedoen. Wat het Gert gedoen? Hy het 'n jong storie vertel, nee? Hoekom? Want hy was bang. Hy was bang. Hy was vreesagtig, want hy was bang. Oom Piet gaan iets doen wat verskriklik is. En hy was nog banger vir sy pa. En toe die aand, toe lees hy Bybel en hy bid en hy sê, Here asseblief, moenie laat oom Piet uitvind, dis ek nie. En dis presies waaroor Psalm 51 vanoggend gaan in die Bybel, wat ons in die groot mense oor gaan praat. Dit gaan oor vergewensgesindheid. En Piet het ook bietjie gaan lees wat staan in Psalm 51 en hy het gesê, okay, hy gaan nou al sy kragte bymekaar sit, want die Here gee hom so klein bietjie vrede in sy hart. Hy is nie so bang nie, want die Here sê, mens moet gaan eerlik wees en moet jou sonde gaan bely. En hy gaan vir hom Piet vertel. Volgende dag na skool
kry al sy bloed by mekaar, hy eet eers 'n pisang, hy drink tomato juice, hy eet nog 'n stukkie brood en bologna, en hy pak die pad hier oor na Piet toe, klop aan die deur. En Piet maak die deur, sê, ja seun, maar Piet, Gert, hy verstaan sy. Hy sê, oom, dis ek. En Piet sê, Gert, wat het jy gedoen? Hy sê, oom, dis ek wat jou ruit uitgeslaan het. Geen probleem nie, Gert. Ek is nie kwaad vir jou nie. Gaan huis toe ontspan. Ek en die tannie gaan die ruit uitmaak. Maar julle, dit is presies wat die Here met my en jou doen. Ek en jy het verkeerd gedoen. Kan ons vir die Here sê, ons het dit verkeerd gedoen. Hy is ons vergewe, want hy weet, ons kan foute maak. So wat leer dit vir ons? Ons kan maar vir mamma en papa sê, ons het 'n fout gemaak. Hulle sal ons vergewe, hulle gaan nie vir die pak slaag vir nie. Miskien ja, gaan jy 'n bietjie pak slaag kry, maar dalk gaan jy nie pak slaag kry. Hoe gaan jy nou weet? Maar as jy kry, dan gaan jy dit onthou nie. En as jy dit nie kry nie, gaan jy dit ook onthou. Want jou ma en jou pa gaan jy vergewe om. Hoekom? Omdat hulle jou lief het. Die Here het ons elkeen baie lief en hy wil ons vergewe. Hy wil nie hê ons moet gaan wegkruip nie. Hy wil nie hê ons moet bang wees nie. Hy wil ons net ons lewe ook geniet. As ons 'n fout maak, moet ons eerlik wees. Maak jy 'n fout? Ja, ons maak almal foute. Ek maak ook 'n fout. Ek kan nou net nie vir julle vertel wat se foute ek maak. Maar ons almal maak 'n fout. So die les wat ons moet onthou is, ons moet eerlik wees en ons moet vir ons ouers sê, of vir die onderwysers sê, ek het dit verkeerd gedoen. En dan is alles weer ontspanning. Dat die verhouding tussen ons en ons ouers, en ons in die skool, ons in 'n maatjie weer herstel. En dan kan ons weer lekker saam speel, né? So kom ek bid vir julle. Hemelse Vader, baie dankie dat ons so vinnig na hierdie storie kon luister. Ek wil bid vir elke kind wat op Jesus sit. Ek wil vra dat U vir hulle sal help om te verstaan dat in hulle ouderdom en in hulle jeug hulle ook foute kan maak. En die les is om eerlik te wees oor ons foute. Want Here, U wil dit vergewe. U wil weer ons herstel. U wil ons in 'n herstelde verhouding sien. U wil 'n herstelde verhouding met ons lewe. U wil 'n ontspanne omgewing saam met ons wees. Daar bid ek, Here, dat hulle sal leer om altyd kraak eerlik oor hulle foute te wees. Om op so 'n manier ook te leer van U liefde en U omgee, nie net van U nie, maar ook van U deur hulle ouers, deur die onderwysers en deur vriende. Mag ons daarin leer en mag ons ook ons eie foute, Here, na U toe bring. In Jesus naam. Amen. En toe julle ons skriflesing vanoggend, soos julle al gehoor het, kom uit Psalm 51. Psalm 51. En ons gaan daar saam lees tot en met vers 15. Nou, Psalm 51 gaan oor Dawid. En dit vertel vir ons die verhaal wat met Dawid gebeur het nadat die profeet Nathan hom aangespreek het oor sy foute. Nou wat se fout het hy gemaak? Kan jy onthou wat se fout het Dawid gemaak het? Dawid was die geliefde seun, God se geliefde dienaar, wat vir Goliat met een klipie dood gegooi het. Maar hy maak 'n fout. Wat was dit? Oorspel. Nou ja, Dawid het ook 'n behoefte gehad en hy het 2 foute gemaak. Hy het iemand doodgemaak en hy het 'n ander man se vrou gevat. Wat sê daar?
Toe hy oorspel met Batsheba gepleeg en Batsheba se man vermoor. 2 foute wat hy gemaak het. En Nathan sê vir hom, Dawid, God kan jou nie gebruik of seën nie. Jy moet jou sonde voor God bely. En dis waaroor Psalm 51 gaan. Nou, wat het dit met my en jou te doen vanoggend? Ons is in lydenstyd en die Here vra van my en jou om onsself, om ons verhouding met hom te ondersoek. Want definitief maak ek en jy ook foute. Dalk het ons niemand doodgeslaan nie. Dalk het ons nie iemand anders se vrou of man afgevat nie. Maar tog is daar foute. So kom ons lees wat skryf Dawid hier in Psalm 51. Die opskrif van my Bybel is: Neem tog my sonde weg. Vir die koorleier Psalm van Dawid, na aanleiding daarvan dat die profeet Nathan na hom toe gekom het oor sy oorspel met Batsheba. Wees my genadig, o God, in die troue liefde. Wis my oortredinge uit in die groot barmhartigheid. Was my skoon van my skuld. Reinig my van my sonde. Ja, my oortredings ken ek, en van al my sonde bly ek altyd bewus. Teen U alleen het ek gesondig. Ek het gedoen wat verkeerd is in die oë. Die uitspraak is dus reg, en die oordeel regverdig. Ek was al skuldig toe ek gebore is, met sonde belaaid toe my moeder swanger geword het. Maar U verwag opregtheid diep in 'n mens se hart. Laat ek dan diep in my binneste weet hoe U wil dat ek moet lewe. Neem tog my sonde weg, dat ek rein kan wees. Was my dat ek bitter as sneeu kan wees. Laat my weer blydskap en vreugde belewe. U het my verbrysel. Laat my weer jubel. Moet tog nie ag slaan op my sondes nie. Wis al my skuld uit. Skep vir my 'n rein hart, o God, vernuwe my gees en maak my standvastig. Moet my tog nie van U af wegdryf en die Heilige Gees van my af wegneem nie. Laat my weer blydskap ervaar van iemand wat deur U verlos is. Laat my U weer met toewyding dien. Dan sal ek oortreders leer wat U van 'n mens verwag, dat die sondaars hulle tot U sal bekeer. Tot sover die woord van die Here. Soos ek reeds gesê het, broers en susters, Psalm 51 is die bekendste boekepsalm in die Bybel. Maar kom ons buig die hoofde en vra ons vir die Here om vanoggend sy woord aan ons te seën. Hemelse Vader, ons kan nie verder oor hierdie psalm gesels as ons nie na U toe kom nie. En vir U vra, Here, maak my ore oop. Breek my gees, sodat U woord kan insink. Herinner my, Here, van al my sondes, sodat ek dit voor U kan bely. Here, mag U woord my help om dit te doen. Om dit wat ek gefouteer het, na U toe te bring. Want Here, U is God, U is heilig, U is nie 'n mens nie, maar tog is U vir ons ongelooflik lief. Ten spyte van al ons foute, net soos wat ek my kind lief het, ten spyte van alles wat hy of sy aan my doen. Daarom, Here, help elkeen van ons vanoggend. En mag lydenstyd vir ons 'n geleentheid wees om na U toe terug te keer. Want Here, om sonder U te lees is vreeslik. Maar om in 'n verhouding met U te leef, om altyd U teenwoordigheid te ken, is vrede. En dit is wat ons vra. Ons vra dit vir elkeen in hierdie kerkgebou, elkeen wat daar buite loop, wat vandag dalk aan U dink,
En wat wonder, hoe hy of sy nader aan die kan kom. Stuur ons, o Here, as getuies van die liefde, in Jesus naam. Amen. So die psalm is geskryf deur koning Dawid, soos ons gelees het, nadat die profeet Nathan hom gekonfronteer het oor sy sonde met Batseba. Nou in hierdie psalm sien ons hoe 'n mens eerlik voor God met sy sonde moet kom. En hoe God genadig is om te vergewe en te herstel. Natuurlik is dit belangrik om hierdie een woord 'n bietjie te oordink. Ons hoor dit, maar baie keer sink dit ons nie in nie. Eerlik. Ek en jy moet eerlik ons sondes voor God kan bely. Nie met 'n tong in die kies nie. Nie met, ja Here, ek het nou dit. Jy moet sê, Here, ek het dit en dit verkeerd gedoen in die oor. En dan kom God se genade na vore. Dan vergewe hy ons en dan herstel hy ons. Nou dit is wat ons in hierdie lydenstyd met mekaar wil deel. Dit is wat hierdie psalm ons mee wil help. Om nie net Jesus se lyding te oorweeg, maar ook ons eie harte te ondersoek. Want dit is ons die gewoonte, lydingstyd fokus ons op Jesus. Jesus is ons die objek. En dan vergeet ons in die proses van onsself. Maar Psalm 51 sê, sit Jesus vandag in aan. Kom ons fokus op onsself. Nou wat sê die Psalm vanoggend vir ons? Hy sê 3 dinge. Die eerste ding, kan ons gaan na die skyfie toe gaan asseblief? Die eerste ding. Die eerste skyfie sê daar, erken jou sonde eerlik voor God. Psalm 51 vers 3 tot 4 sê, want ek ken my oortredinge en my sonde is altyd deur voor my. Nou broers en susters, ek weet nie van julle nie, maar ek het 'n fout begaan. Ek het nou nog nie hierdie fout reggemaak nie. Maar as ek opstaan, is hierdie fout in my kop. As ek eet, is dit in my kop. As ek op my motorfiets is hy daar. As ek in die winkel stap, is hierdie fout nie. As ek gaan slaap, want ek het nog nie hierdie fout herstel nie. Dis nog hier. Dis altyd deur, sê vers 4. Sonde is altyd deur in ons gedagtes. Teen U alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in U oë. Broers en susters, solank as wat ek en jy nie ons sonde voor die Here bely nie, bly dit altyd deur in ons gedagtes en in ons harte. En ons kan doen wat ons wil. Ons kan dit probeer vergeet. Ons gaan dit nooit vergeet. Ons kan maar kyk, teruggaan in ons lewe. Dink maar aan die momente wat iets niks lekkers met jou gebeur het. En is nog steeds dalk onvergewens gedagte, moment, gebeurtenis. Weet jy, is dit weg, of is dit nog iewers hier in jou gedagtes? Totdat jy dit nie bely nie, kan God dit nie vir jou wegneem. En dis wat ons leer in hierdie Psalm, om ons sonde eerlik voor God te bely. Dawid probeer nie sy sonde verskoon nie. Dawid probeer dit nie goed praat nie. Dawid erken dit op 'n eerlike manier. Ware bekering begin altyd by eerlikheid. Ons moet nie dink ons kan ander mense flous nie, en ons kan nog minder God flous. Soos die storie, Gert moes vir oom Piet gaan vertel, want dis die regte ding om te doen.
En eers nadat Piet gesê het, "Oké Gert, vergeet maar die venster, ek sal dit regmaak," het Piet se lewe, Gert se lewe verander. Was hy vry om weer te kon leef soos hy moes. Ons kan baie maklik probeer om ons sonde weg te steek of dit te versak, maar liewe broers en susters, dis nie moontlik nie. 'n Mens kan by die werk 'n fout maak en dit op iemand anders blameer. En dis dan die maklikste ding wat 'n mens kan doen. Dit gebeur elke dag. Dis nie ek nie, dis hy. Dis nie sy nie, dis sy. En so gaan ons aan. Of 'n kind kan by die huis iets breek en maak asof hy nie weet wat gebeur het nie. Ons groot mense doen baie dieselfde ding. Iets gebeur maar asof dit nie gebeur het nie. Stamp die kar, maar asof dit nie gebeur het nie. Tot iemand sê, wat gaan jou kan? Waar? Ons is allemaal maar net mense. En ons natuurlike reaksie is om weg te steek. Dink maar aan Adam en Eva. Wat het hulle gedoen toe hulle fout gemaak het? Hulle het gaan wegkruip. Hulle het vir God gaan wegkruip. En kon hulle dit regkry? Nee, hulle kon nie. God is groter as die vyeboom of die wag 'n bietjie bos waar agter hulle wil skuil. God sien deur alles. Maar God roep ons nie om weg te kruip nie. Die Here wil nie hê ek en jy moet wegkruip nie. Die Here wil hê ek en jy moet eerlik wees. Dawid het Adam se vrou gevat en hom vermoor. Wat is 'n sonde? Hy het die wet oortree. Hy het 2 wette van God oortree. Hy het die egbreekwet en die moordwet oortree. Maar wat sê God vir hom? Dawid praat nie met my. Wees nie eerlik. Martin Luther sê dat die hele Christelike lewe een van voortdurende bekering is. Ons hele lewe is 'n voortdurende, dis soos 'n sneeubal effek. In sy eerste stelling wat hy aan die deur vasgekap het, skryf hy sê, wanneer ons Here en Meester Jesus Christus sê, bekeer julle, bedoel hy dat die hele lewe van gelowiges een groot bekering is. Wanneer hy praat van die hele lewe van gelowiges, beteken dit nie net daai een dingetjie nie. Dit beteken jou hele lewe, van op tot toon, van pinkie tot pinkie, alles, my hele liggaam moet tot bekering kom. Wanneer is die beste tyd om eerlik met God te wees? Volgende Sondag? Die Paasnaweek? Nee, die beste tyd is nou, omdat môre dalk te laat kan wees. Nou het vandag doen. Die Here roep ons vandag om eerlik met hom te wees. En Lydingstyd kom wys nie vir ons hoe perfek ons is nie. Hy kom bevestig eintlik vir ons dat niemand van ons perfek is nie. En dat elkeen van ons God se genade nodig het. Die tweede gedagte wat hier na vore kom, bid vir 'n nuwe hart. Tweede een is bid vir 'n nuwe hart. Psalm 51 vers 10 en 11 sê, skep vir my 'n rein hart, o God, en vernuwe 'n vaste gees binne in my. Verwerp my nie van die aangesig nie, en neem die Heilige Gees nie van my weg nie. Dawid het geweet, as God sy gees van hom al wegneem, dan is hy klaar. Dan is hy klaar. En Dawid vra in hierdie vers nie net vergifnis nie. Hy vra nie net vir God, vergewe my nie. Hy sê, God, gee my 'n nuwe hart. Nou, ek weet nie wie van julle dalk sal kom weet, iemand hier, hoe doen jy 'n stuk, al die derde en terug asseblief? Ja. Hoe herstel mens 'n voertuig?
as die engine oppak. Dis mos nou die hart. 'n Kar se engine is soos die mens se hart. So as ons nou net die engine vervang en oordoen, dan is die kar ons nou reg, nee. Toe kom nie. Mens moet nou kyk na sy onderstel, jy moet kyk na sy verkoelingsstelsel, jy moet kyk na sy stuurstelsel, jy moet kyk na sy bande. Daar's baie ander fasette van die kar waarna jy moet kyk. Dis nie net die engine wat nou reg is nie. Jy kan net die engine reg maak, maar om die eerste draai van die wiel af. By die eerste door oorgerit jou engine. Of jou bak sy agterklap val af, of jou remme. Rem nie by die stopstraat. En dit is wat Dawid vra, Here, gee my 'n nuwe hart, maar ook vernuwe in my 'n vaste gees. Die Here wil nie net ons hart nuut maak nie, want die res van ons is nog steeds ook deursuur van sonde, onreinheid. Dawid weet dat die sonde nie te fout is nie, want dit kom uit 'n mens se hart en dit filtreer deur jou hele liggaam, in jou weefsels, deur jou are, deur jou bene, oral. So God moet nie net my hart vergewe nie. Hy moet ook my liggaam en my denke vernuwe. Hy moet dit ook nuut maak, want alleen dan is vergifnis volledig. En ons sien dit in ons daaglikse lewe. Iemand wat byvoorbeeld besluit om minder kwaad te word, maar dan gebeur iets kleins, 'n verkeerssituasie, of 'n moeilike kollega, en die woede kom weer na vore. Dit gebeur ons met ons. Ons bely nou ons sonde voor die Here, as jy die afry na die kerk, stop iemand te vinnig voor my. Julle al daai binne gesprekke gehoor. Dit is nou niks lekker. En daai binne gesprekke is almal wat bestuur hierso, het 'n kar het al binne gesprekke gehad. Maar alles die taxi's oor 2 verkeersligte ry sonder om te stop. As die Here in my hart my moet vergewe, dat my ook 'n nuwe hart gee. En as my hart nie vernuwe is nie, dan kom die sonde maar nog weer uit. Dit wys dat verandering nie net van buite is nie, maar verandering ook van binne moet wees. Johannes Calvin, die teoloog, skryf en hy verduidelik, hy sê, die mens se hart is 'n afgodsfabriek. Ons harte maak gedurig nuwe dinge wat belangriker as God is. Is dit nie waar nie? In ons hart is ons die hele tyd besig om nuwe dinge te fabriseer. En ons poog om dit belangriker as God te laat word. Daarom sê hy, ons hart is 'n afgodsfabriek. Daarom het ons nie net 'n beter gedrag nodig nie, maar ons het ook 'n nuwe hart nodig. En ons hart beïnvloed ook ons gedrag. Net soos die engine in die voertuig beïnvloed word, sy funksionering deur die res van die voertuig. So die een doen, moet jy die ander doen. As ek 'n nuwe hart van die Here vra, moet hy my ook die res van my vernuwe. Nuwe bloed deur my laat sirkuleer. En Jesegiel voorspel die profeet al hoe God werk. Hy sê, God sê, ek sal vir julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in julle binneste gee. Want God weet, hy kan nie vir ons 'n nuwe hart gee nie, hy moet ook vir ons 'n gees gee. Hy moet ook vir ons iets gee wat die res van my liggaam kan nie maak. En dit is presies wat God
deur Jesus Christus vir my en jou doen. As Jesus ons vergewe het, nadat hy die sonde van ons weggeneem het, aan die kruis, het hy gesê, Vader, laat die Gees nou in hulle kom. 'n nuwe hart, saam met die Heilige Gees van God. Die derde gedagte is ontvang die vreugde van vergifnis. Broers en susters, om net vergifnis te ontvang is een ding. Maar ons wil ook tog daai vreugde van vryheid terug hê. Vers 12 sê, gee my weer die vreugde van die verlossing en ondersteun my deur 'n gewillige gees. Sonde, broers en susters, steel ons vreugde. Nou dit kan nie vir julle verduidelik nie. En jy nou by jou huis uitstap met 'n lied in jou hart, en jy stap by jou tuin uit, soos dat die week gebeur het, hier in die straat, en jy speel jouself. Hoe voel jy? Het jy nog vreugde? Nee, dit het eintlik geen gevoel nie. Jy is woedend. Haat kom in jou op. Moord. Jy skel die polisie, jy skel die sekuriteit. Jy blameer die president. Jou vreugde is dan nie heen. Ek is nou juist op pad na verjaarsdagpartytjie toe. Hoe gaan ek daar uitkom, want die adres is daar? Gee my weer die vreugde van die verlossing en ondersteun my deur 'n gewillige gees. As Here ons nuwe hart gee, dan herstel hy ook ons in so 'n mate dat ons weer ons vreugde terug het. Want sonde steel dit. Dawid was 'n koning met baie gesag en mag en rykdom. Maar sy sonde, hierdie twee sondes wat hy gedoen het sy vreugde van hom weggeneem. Hy het geen vreugde gehad. Totdat Nathan vir hom gesê, Dawid, ek kan sien, jy leef in onvrede. Jou vreugde is weg, want jou sonde is te groot. Bely dit, vra die Here om jou te vergewe. En toe bid hy, dat God ook sy vreugde sal herstel. En het God dit gedoen? Ja, God het dit gedoen, want God is getrou. En ons sien dit ook in die lewe vandag. Wanneer 'n mens met skuldgevoelens loop, wanneer jy skuldgevoelens het oor 'n gebroke verhouding, wanneer jy leuen vertel, of iets doen wat jy nie moes doen, dan wil ek eintlik 101% sê, dat jy loop met onvrede en onvreugde op jou gesin. En weet jy wat? Sien nie jy wat dit weet. Almal kan dit sien. Almal sien jy nie meer vreugde nie. 'n Mens kan dit nie wegsteek nie. Sonde kan nie weggesteek word nie. Sonde slaan op jou gesig uit. Dit blom soos 'n stink Afrikaner is in die woestyn. Maar wanneer daar vergifnis en versoening kom, dan bring dit weer hierdie ongelooflike verligting en vreugde terug in jou lewe. Jesus vertel die gelykenis van die verlore seun en ons ken dit baie. Ons ken die gelykenis goed. Toe nadat die seun besluit het om terug te keer na sy pa toe, het hy sy sonde bely. En hy was nog ver. Nou het ek nog 'n ding gestrand, hoe ver was hy nou as my gedink aan die dood? Dalk daar by Sandstrand, of daar by die kragsentrale by Blue Water Bay, hier is dit kyk. Ja, daar kom die
seun aan. My vader het opgespring met 'n lied in sy hart. My verlore seun is op pad terug. Hy het sy arms oopgemaak. En voor die seun kon sê, pa, ek is jammer. Sy pa sy hande op hom geslaan en gesê, moenie whine nie. Jy is terug. Dit is wat God met my en jou doen. As ons sonde bely op 'n eerlike manier. Wanneer hy ons 'n nuwe hart gee en vreugde terugsit in ons lewe. Die verhaal van die verlore seun wys juis vir ons hoe God ons ontvang wanneer ons na hom toe terugkeer. Ons hoef nie bang te wees nie. Dietrich Bonhoeffer skryf, hy was ook 'n Duitse teoloog. Hy sê ware genade, opregte genade, eerlike genade is nie goedkoop nie. Dit vra prys. Hy noem dit duur genade. En dis genade wat ons ontvang omdat Christus vir ons gelei en gesterf het. Christus Jesus, die seun van God, het vir my en jou duur genade gebring. Hierdie dorings, julle aan kon voel. Dis in Jesus se kop ingedruk. Jy weet hoe voel 'n doring in jou voet. Hierdie doringkroon se pyn het Jesus verduur, sodat ek en jy vandag verniet gratis God se genade kan ontvang. Daarom is vergifnis kosbaar en bring dit vrede. En daarom, broers en susters, moet ons dit nie lig ag om sonde te doen nie, want sonde vra prys. Ek sluit af Psalm 51 wys vir ons 3 belangrike waarhede vir lydenstyd. Dit sê in die eerste plek, erken jou sonde eerlik voor God, bid dat God jou hart sal verander, ontvang dit met vreugde God se vergifnis. Ons moet God se vergifnis ontvang, ons moet sê, dankie Here, en ons moet dit leef. As God ons vergewe, broers en susters, is dit weg, bestaan nie meer. Ons moet 'n lyn kry. Dis om by die kerk uit te gaan en die deur staan agter jou toe. Jy sien nie binne nie, jy is buite. Of jy sien nie buite nie, jy is binne. Dis 'n nuwe omgewing. Dis verby. Johannes skryf in 1 Johannes 1 vers 9. As ons sondes bely, God is getrou en regverdig om ons sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Hoor die broers en susters, nie net van ons ongeregtigheid nie, maar alle ongeregtigheid, van die kleinste tot die grootste ding. Dis eintlik ongelooflik. Niemand anders het so 'n God. Ons het almal kinders. Ons vergewe ook ons kinders vir alles wat hulle teen ons verkeerd doen. Nie net vir een ding nie. Daarom kan ek en jy, omdat ons so ongelooflike God dien, in hierdie lydenstyd vir hom vra, Here, ek bid soos Dawid, skep vir my 'n rein hart en vernuwe 'n vaste gees in my. Amen.